Hi, dit is Erich Skuman hierso. Ek is van Sake van die Siel. Ek is 'n kliniese sielkundige en 'n kind van die Here en ek bespreek Christelike sielkunde temas met jou om jou lewe te verryk. Ons praat van om jou te help ontwikkel, herstel en bemagtig. So om 'n kind van die Here te wees, om voluit te kan lewe, om eintlik die Here te ken en in sy woord te lewe en die rykdom wat sielkunde vir ons kan gee, die goeie goeders in jou lewe te kan gebruik. En wat ek nou vir julle wil wys is, vandag gesels ek met jou oor hoe om 'n gesin te hê wat die Here dien. Wil jy graag 'n gesin hê wat die Here dien? En ek gaan na 10 punte kyk, 10 maniere hoe jy 'n gesin kan bou saam met die Here wat die Here dien. So dit is wonderlik en wie van ons wil nie daai gesin hê nie, 'n gesin wat 'n pad stap met die Here. So in my eie hart is dit 'n groot begeerte dat my gesin die Here dien en dat hulle voluit op pad met hom stap. So ek gesels graag saam met jou. Nou die eerste vraag wat jy kan vra is, maar hoe gebeur dit? Waar begin jy? En die eerste deel is dat jy eers 'n deel van God se gesin moet word. Jy weet, ons is eintlik op aarde mos sondaars. So ons is ver weg van God af, ons lewe sondige lewens. So sonder Jesus Christus is ons verlore. En die woord, die Bybel wys vir ons hierdie waarheid baie duidelik, dat as ons nie die vergifnis van God het deur Jesus nie, dan is ons sondaars. Maar God is so lief vir ons, hy het ons gemaak en hy wil baie graag hê jy moet 'n deel word van sy gesin, van sy familie. Hy wil jou 'n deel maak en hy wil jou maak soos wat hy is, heilig en rein. So ons sonde keer ons om daar uit te kom. En dan sê die Here ons moet na hom toe kom en ons moet bekeer. Dit beteken ons moet terugdraai na hom toe met ons hele hart. Berou hy oor ons sonde en ons moet onsself nederig maak voor hom en ons sonde bely. Jy staan verantwoordelik vir jou lewe voor die Here. En daar is 'n hemel en 'n hel en daai goed is waarheid. En al hoe jy in die hemel gaan kom en deel van God se gesin kan word, is as jy Jesus Christus het. Hoekom? Hoekom Jesus? Want hy is God se seun, hy het 'n perfekte lewe gelei, hy het jou prys vir jou betaal. En as jy dan in hom glo, dan word jy in Christus geplaas, sê die Bybel. Dit is 'n konsep, 'n geestelike konsep wat eintlik sê jy en hy word op 'n manier een. Nou, jy word nou nie God nie, jy word nie Christus nie, maar jy word gereken as binne in Christus. So sy heiligheid word dan na jou toe oorgedra en sy geregtigheid. So dan kan jy in God se teenwoordigheid staan, skoon, skuldvry. Maar dan sê hy nog meer, hy gee vir jou sy gees, hy maak jou wederbaar. Johannes 3 praat van hoe Jesus sê ons moet weergebore word. So met deur die gees van God word dan jou gees lewendig gemaak en dan kan jy vir ewig lewe in sy teenwoordigheid. Nou so word jy 'n deel van sy gesin. En jy weet die Here kyk mooi na sy kinders, hy pas hulle mooi op. Hy is lief vir hulle, hy leer ons, hy seën ons, hy help ons, hy versorg ons, hy bemoedig ons, hy dissiplineer ons ook, maar dit is die beste pa ooit. En hy's wys, hy's goed, hy doen altyd die regte ding, hy's heilig, daar's geen sonde of boosheid in hom nie. En jy weet, jy dan nodig, as jy nou Jesus aanvaar het, om toe te laat dat God jou leer hoe om sy kind te wees. En jy weet, in Johannes 1 vers 12 staan daar, maar vir almal wat glo, elkeen wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. So daai is jou reg as jy glo en aanneem. So jy moet dit jou eie maak. So ek wil jou aanmoedig, dis stap 1 om 'n gesin te bou van wat die Here dien. En dan natuurlik uit dit uitvloei 'n pad van gehoorsaamheid, so 'n pad waar jy dan nou saam met die Here 'n heilige lewe leef. Jy gaan die perfekte lewe leef nie, maar jy het die Here by jou en hy gaan jou help. En daai lewe is 'n lewe wat jou gaan gesond maak en wat jou by sy wil uitbring. En dit bring jou by 'n stuk van hemel op aarde uit, want dit is wanneer sy wil geskied, dan is daar 'n stuk van sy koninkryk wat kom. Dis mooi goed hierdie en ek kan dit van dit getuig in my eie lewe. Gaan jou lewe se probleme weggaan en jy Ferraris en groot huise kry? Nee, daai gaan nie gebeur nie. Maar jy gaan die Here kry binne in jou situasie en hy gaan jou help. Hy voorsien vir jou. Ja, hy voorsien selfs geld vir jou. Maar hy sorg vir sy kinders. Hy maak dat daai goed nie afgode meer word wat ons najag om onsself beter te laat voel nie. Nou wat is die tweede stap om 'n gesin te bou wat die Here dien? En dit is dat jy wysheid moet soek. Daar's iets beters as geld.
daar's iets wat jy kan hê, wat beter is as geld, en dit is wysheid. So wysheid, in die boek Spreuke praat baie van wysheid, en wysheid sê eintlik daar is baie belangrik. Dis meer kosbaar as goud en silwer en al hierdie goed op aarde. En dis meer kosbaar as sukses, dis meer kosbaar as plesier, dit is belangrikste, en dit begin eintlik by die dien van die Here, om te besef wie God is, en om deel van sy gesin te word, om te bekeer, en om 'n pad nou saam met hom te stap, om in sy woord in te delf, en toe te laat dat jy daai woord gehoorsaam, dat jy dit leef, dat dit in jou hart lewe, dat jy vol word van sy gees. Dan soek jy hom, dan word jy eintlik geestelik ryk. So dis amazing. Jy ontdek eintlik dat wysheid beteken ook, jy leer hoe om 'n man te wees en 'n vrou te wees na God se hart, en om 'n kind te wees of 'n ouer, jou rolle wat jy vervul, begin die Here nou vir jou leer, maar hoe lyk 'n kind van God binne in hierdie rol? En dis wonderlik. So, jy het 'n nederige houding nodig om wysheid in jou lewe in te bou, en jy gaan vir God moet toelaat om jou te korrigeer en om jou reg te stel. Dit beteken nie hy gaan jou veroordeel nie, maar hy gaan jou wel bewus maak van jou sonde, en hy gaan jou leer, want hy's 'n goeie pa. Hy rand ons nie aan en slaan ons uitmekaar uit as ons pak gee nie. Nee, hy kom sit met ons, dan ons op die skoot, en hy leer ons, en hy laat ons baie keer gevolge dra van ons dade, maar hy gee ook vir ons genade as ons onsself nederig maak voor hom. Sy woord help ons dan, en dit sny in ons harte in, maar dit bring vir ons lewe. So jy weet, dit is eintlik 'n wonderlike stuk waarheid. So wat ek jou wil aanmoedig, is dat jy vir die Here sê, Here, ek wil baie graag wysheid hê. So begeer dit met jou hele hart. Hoor wat sê hy in Spreuke 2, vers 2, hy sê, spits jou ore vir die wysheid. Span jou in om dit te verstaan. Roep na insig, roep hardop vir 'n begrip. Soek daarna soos jy na silwer soek. Spoor dit op soos 'n versteekte skat. Dan sal jy weet wat dit beteken om respek te hê vir die Here. Jy sal leer om God te ken, want dit is tog die Here wat wysheid gee, sy woorde gee kennis en insig. Hy laat hulle wat reg leef sukses behaal. Nou kyk nou daar, dis tot by vers 7. So jy kan sien hoe wonderlik is dit. Hy sê soek dit met jou hele hart, is eintlik meer kosbaar as wysheid, as geld. So begin word 'n deel van God se familie is nommer 1. Nommer 2 is soek wysheid. Dis meer belangrik as geld. Hoekom? Want dan gaan jy leer hoe om 'n gesin te bou na God se hart. En dan is die derde een 'n baie interessante een, en dit is leer om lief te hê. Dit klink asof dit soms so half, nee man, maar ek weet mos nou om lief te hê. Dis mos nou nie moeilik nie. Maar as jy leer hoe om die krag van liefde te ontsluit in jou gesin, dan gebeur ander goed. So as 'n kind van God is jy geliefd. Jy's geliefd. Jy's so geliefd dat God het vir jou daai liefde kom wys. Hy het eintlik vir jou kom bewys. Kyk, jy is mos nou 'n sondaar ver van die Here af voor jy nou vir Jesus ontmoet het en tot bekering gekom het. Maar God kom wys vir ons sy liefde al 2000 jaar terug aan die kruis. Hy stuur sy seun, hy is met 'n hele reddingsplan besig. So hy modelleer liefde. En hy wys vir ons dat hy goed is en dat ons vir hom belangrik is. En jy sien, hy kom gee vir ons sy seun, en daai wys vir ons, maar ek offer myself op, ek sit al jou sonde op my seun. Wil jy nie my seun aanvaar nie? So hy kom dwing nie homself op ons af nie, maar hy kom gee vir ons 'n keuse. So wat hy wil hê is, ons moet ook daai soortgelyke liefde vir ander wys. So as jy nou weet jy's geliefd, jy's kosbaar vir die Here, hy ken jou naam, dan kan jy daai liefdevolle houding na ander mense toe uitdra. Dis eintlik wat God wil hê, want hy wil eintlik hierdie planeet vul met sy liefde. En jy weet, as daai goedheid en daai genade en daai vriendelikheid uitloop na ander mense toe, dan loop dit gewoonlik uit in jou dade. En die eerste plek waar dit gewoonlik begin is in die gesin. Ons verhoudings is gewoonlik gebaseer op gee en neem, en dit is so, ons gee en ons neem, en ons het 'n min of meer equilibrium tussen die twee. Maar eintlik sê die Here, weet jy wat wil ek hê? Ek wil hê julle verhoudings moet gebaseer wees op onvoorwaardelike gee, onselfsugtige, selfopofferende gee, soos wat hy gegee het. So dan sê hy eintlik, luister, jy gee al maak dit vir jou soms seer, as dit nie vir jou lekker of maklik nie, en jy gee van jouself en jou tyd en jou geld, so jy's besig om te gee, maar God gee dan nou weer die hele tyd vir jou. So dit is 'n positiewe siklus. Dit beteken nou nie jy moet
toelaat dat mense jou mishandel en jy moet, jy weet, aanhoudende mishandeling toelaat en net vertrap word en misbruik word nie. Daar is 'n ding soos gesonde grense en dit kan jy in een van my ander reekse sien. Maar hierdie praat van om goed te wees selfs vir die wat teen jou is. Maar ja, om soms grense te trek is ook liefdevol. Nou, om vir jouself, van jouself te gee in die gesin, is eintlik die plek waar jy die meeste en die duidelikste en die gereeldste daai liefde van die Here kan uitlewe. En dan skep jy eintlik 'n omgewing waarbinne daar veiligheid kom en vertroue gebou kan word. So is dit nie wonderlik nie, want dan pluk jy eintlik die vrug van 'n stukkie hemel op hier in jou gesin. Hoor wat sê 1 Johannes 4 vers 7 tot 8. Geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig, kan jy nou sien. Ek het nie gejokkie. Elkeen wat so liefhet is uit God gebore en ken God persoonlik. So dis dan 'n bewys dat jy die Here ken, is as jou hart regte liefde het. Elkeen wat nie so liefhet nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God liefde self is. Nou, sê hy in die volgende skrif, op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak, dan sit nou eintlik dubbelpunt, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom die lewe kan ontvang. Dit is volmaakte liefde. Nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het, om ons sondes weg te neem. Geliefdes, as God ons dan so tot die uiterste toe lief gehad het, moet ons mekaar tot die uiterste toe lief hê. Ek dink ek het nodig om nog enigiets by dit te voeg nie. Dit sê alles, nê? Nee. Dan die 4de punt, vir hoe jy 'n gesin kan bou wat die Here dien, en wat vol is van die Here, is dat jy die pyn in jou gesin eintlik moet herstel. En jy weet, wanneer ons foute maak, wanneer ons sonde maak, sonde doen, dan maak ons gesinne seer. So, en ons maak ook eintlik onsself seer, want sonde beteken eintlik ons vervul nie God se wil nie, en dit beteken ons breek. Dis soos wat jy jou selfoon as 'n frisbee gebruik. Jy iets gaan breek, nê? Jy foon gaan definitief nie hou nie. Maar as jy het nodig om jou gesin gesond te kry. En dis belangrik dat jy daai seer wat jy veroorsaak het, dan eerstens gaan identifiseer. Wat se pyn het ek veroorsaak? Ek moet verantwoordelikheid neem vir my aandeel. Ek moet my fout erken en vir die Here eerstens om vergifnis vra en myself oorgee aan hom en hom vra my te help deur sy Gees in sy woord indelf en gaan uitvind wat wil hy regtig hê moet ek doen. En dan moet ek hulp ook gaan soek om te keer dat ek die fout herhaal. Ek het self al foute gemaak in my gesin. Ek het al tye wanneer ek gespanne is, dan raak ek geïrriteerd en kort af en selfs kwaai, en ek moes regtig by die Here gaan sit, en die wortel daarvan was 'n stuk wantroue in die Here en jaag na geld en oorwerk en oormoeg. Soos daai sonde eintlik voor die Here gaan hanteer word, toe begin ek Here leer vertrou en ek begin rustiger raak, grense trek, en daar begin dit beter gaan met my. Ek is nie meer so geïrriteerd in die huis en kwaai onnodig nie. En toe moes ons leer om te kommunikeer. So jy gaan as jy die pyn wat jy veroorsaak het wil gaan herstel, moet jy ook na die ander persoon luister. Dit is nie altyd maklik nie, want die ander persoon kan jou dalk met aanvalle beskuldig, maar neem eienaarskap vir jou aandeel nietemin. Al het ander mense ook 'n aandeel. Jy kan dit aanspreek, maar neem ruiterlik eienaarskap vir waar jy droog gemaak het. Hoekom? Want jy wil dit regtig regmaak. Dit is nie jammer, okay, gaan aan. Daai is nie mos nie regmaak nie. Sê mos nie af en nou as iemand so vir jou jammer sê nie. Sê dit behoorlik jammer. Nou praat ek nie van jy's jammer deur die soutpot omgestamp nie. Ernstige ding, jy weet. Gaan soek ook bietjie, as jy self introspeksie doen en ondersoek doen, wat is die redes agter jou dade? Hoekom, wat motiveer dit dalk, wat dryf dit, soos ek nou 'n voorbeeld gegee het van myself? Want dis emosies en behoeftes en verskille tussen mense wat ons probeer bestuur. En is ek regtig oorgegee aan die Here, soos wat ons nou in die eerste paar dele gesê het, stap ek regtig 'n pad met hom, vertroue kom vir sy versorging, en neem ek regtig eienaarskap vir my woede, vir my behoeftes of vir my angs, en leer ek om te kommunikeer, want dis iets, een ding wat ek en my vrou moes gaan aktief leer, is hoe praat ons met mekaar?
erken dat jy partykeer 'n rol bespeel het in 'n fout en dat ander mense ook en gaan dink 'n bietjie, probeer om nie daai slagoffer beskuldigende een te wees wat ek is die victim, ek is die slagoffer en ek val jou nou net aan en gooi net die vinger na jou toe nie. Ek moet ook na myself kyk. So as jy dit gaan doen, dan is die kans dat jy gaan herstel kry baie goed. Daar's ook 'n oulike boek wat jy kan lees, die tale van jammer sê, Languages of Apology. So dis weer ook baie soortgelyk in die liefdestale. Is dit nou om jammer te kan sê. So dit is 'n wonderlike voorbeeld en jy weet in Lukas 19 staan Saggeus, soos dat hy 'n tollenaar was, uiteindelik sy eie volk beroof. En hy kom en sê, Here, ek sal die helfte van my welvaart vir die armes gee en waar ek mense ingedoen het en besteel het, sal hulle belasting sal ek vir hulle 4 keer soveel teruggee. Jy weet so hy kom en hy maak dit beter wat hy kom doen het. Hy wil dit regstel. En dis daar waar die geweldige verandering kom aan die mense gaan dit kan voel, hulle kan dit ervaar. Saggeus het regtig verander en dit maak ook dat mense jou makliker vergewe. En as ons mekaar vergewe, dan weet ons daar's meer vrede en dan is daar meer liefde. Man, dit is wat die Here wil hê en dit bring dan 'n mooi siklus in die verhouding. As jy konflik vir te lank onafgehandeld los, veral in die gesin, dan word dit 'n aardige storie. So hierdie moenie lank uitgestel word nie. Doen dit, handel dit af. Moet dit nie oor dit jaag nie, maar gaan doen dit ordentlik. Dit is belangrik. Nou goed, wat is nommer 5? Is jou familie jou tyd werd? Kan jy bekostig om nie tyd met jou familie te spandeer nie? So, tyd is gelyk aan liefde. So as jy vir jou gesin van jou tyd gee, dan is jy eintlik besig om hulle lief te hê. Nou praat ek hier van natuurlik van gefokusde tyd, want in my wêreld is tyd gelyk aan geld. En daarom is dit baie keer moeiliker om dit weg te gee. En jy weet, in my wêreld is 'n ander ding wat in jou wêreld ook is. Dis moeilik om tyd op sy te skuif want daar is altyd iets wat my aandag soek. As dit nie die pomp is wat breek hier nie, dan is dit die kar, dan is dit ons moet hierdie ding doen. Daar's net so 'n lang lys onafgehandelde take altyd. Die lys groei mos elke dag. En is moeilik, ons voel of altyd jy is agter met werk. Maar as jy regtig 'n gesin wil hê wat die Here dien, 'n godvreesende gesin, dan het jy nodig om te weet, kyk, hierdie is 'n belegging wat ek maak. Soos wat ek 'n belegging in 'n of ander besigheid maak of in 'n ding, so maak ek 'n belegging van tyd binne in my gesin. Jy weet, al is die lewe druk. En as jy dit doen, dan weet jy eintlik die belegging gaan ontsettend baie voordele gee oor tyd. So dit is soos een van daai goed waar die tyd wat jy insit gaan soos 'n rente op rente wees wanneer jy dit op 'n gereelde basis doen. Ek is nie die eerste persoon wat hierdie vir jou sê nie, maar kwaliteit tyd beteken jou volle aandag is by die persoon. So dan praat ons van selfone wegsit, TV afsit en iets doen wat julle albei geniet of wat as jy ouer is wat jou kind ook geniet. 'n Tyd saam spandeer op aktiwiteit wat vir julle albei lekker is en wat dan daai band tussen julle kan vorm. En kyk, ek weet dat ons nie altyd klokslag daarby uitkom nie, maar ek probeer klein tydjies steel, 'n paar minute hierso, partykeer 'n halfuur daar, partykeer doen ons iets saam. So daar's verskillende maniere, dis nie 'n wet hierso wat sê jy moet dit en dat nie, maar dit is 'n ingesteldheid, so jy soek dit. En dis eintlik mos nou liefde, want ek soek jou op. Nou weet ek party mense se liefdestaal is kwaliteit tyd, so dis vir hulle nog meer belangrik, maar binne in hierdie tyd kan jy ook die ander liefdestale praat. So probeer kreatief wees en nou weet ek baie mense sê maar wat as ek dit probeer doen dan stoot die mense my weg. En ek het gevind die geheim is hou net aan probeer. Natuurlik vra die Here om jou te help, maar hou aan probeer want jy gaan uiteindelik gaan hulle agterkom maar jy is eintlik lief vir hulle. Nou weet ek baie mense sê man, moenie so in my spasie kom nie. Nou dan onderhandel ons met hulle wat sal werk want jy sê dan net vir hulle, weet jy, dis my hart, ek wil baie graag by jou uitkom, ek is lief vir jou, ek wil tyd met jou spandeer. Hoe kan ek vir jou wys ek is lief vir jou? Wat sal vir jou geliefd laat voel? Kyk bietjie wat sê Johannes 3 vers 22. Interessant. Hierna het Jesus en sy disippels na die Judea gebied vertrek. Hy het daar saam met die disippels oorgebly en mense gedoop.
In die Engelse vertaling sê dit eintlik, after this, Jesus and his disciples went to the Judean countryside where he spent time with them and baptized people en so. So hy het bietjie tyd met hulle spandeer. So dit was 'n doelbewuste, ons het weggegaan en tyd saam spandeer. So daar kan jy selfs uit die woord uit sien, Jesus is ook gefokus gewees om binne in die besigheid van bediening by sy disippels uit te kom. Nou, kom ons kyk na die volgende een. Wat's nommer 6? Bid vir jou gesin. Om gereeld vir jou gesin te bid is 'n kragtige wapen van liefde. En dit is eintlik baie ondersteunend, nê, om vir jou gesin te bid. Wat 'n mens wil doen wanneer jy vir jou gesin bid, is eintlik wil jy gaan uitvind wat elke gesinslid nodig het en dan spesifieke gebede vir elkeen bid. En dink nou net wat se effek gaan dit wees as jy vir elkeen vra, sal jy hulle gebedsversoeke op ons gesinsgroepie, WhatsApp groepie sit. En dan bid ons spesifiek vir wat jy nodig het. Maar ek weet ook nou, ons bid baie keer, veral ons kinders sal dalk vra, dan is dit selfgesentreerde gebede. Maar eintlik wat ons wil bid, is ons wil bid vir God se wil om in ons lewens te geskied. Want dis hoe Jesus ons geleer het, onse Vader, so ons wil vir God vra om sy koninkryk te laat kom in ons lewens, soos dit wat dit in die hemel is, en dan daar geskied sy wil. En ons wil vir hom vra, en vir die Vader vra in die naam van Jesus, dat hy hierdie hemelse koninkryk in ons gedagtes en in ons aksies, ons dade sal bring en in ons omstandighede. Dit beteken nou nie dat alles net perfek gaan loop nie. Dit sal lekker wees, maar dit is nou nie die geval nie. Dit is eerder dat ons harte in lyn kry met wat God regtig wil hê. Want ons is tydelik op aarde en ons is hier vir 'n doel en ons wil daai doel uitlewe. So God gebruik sy kinders as deel van Christus se liggaam om hierdie aardbol eintlik te bedien met die waarheid en dat ons mense kan help versoen met die Here. En dan met ons bid vir ons gesin. Heel eers bid ek vir hulle verhouding met die Here. So ek vra dat hulle verhouding met die Here sterk sal word. Dat die Heilige Gees elkeen sal vul en dat ons lewens regtig oorgegee sal wees aan die Here. En dat hy ons sal volmaak en eintlik oorspoel met daai openbaring van sy liefde vir ons en wie ons in Christus is en wat Christus aan die kruis kom doen het vir ons en vir ander. En dat, soos my vrou, ek weet daar's 'n liedjie wat ook gesing word, break my heart for what breaks yours, dat hy ons harte sal breek vir dit wat syne breek. En dit is tog vir die weduwees en die wesies en die mense wat swaar kry, mense wat verlore is. Die Here wil uitreik na die mense wat hom ook soek en wat hom nodig het. So almal het hom nodig, maar hy wil jou gebruik. So en hy wil jou kinders en jou eggenoot gebruik. So dis 'n wonderlike manier om dan vir hulle spesifiek vir daai goed te bid. Tuurlik bid jy ook vir beskerming, vir die versoekings wat hulle gaan kry van die vyand, dat hulle mooi kan onderskei en vas staan in die waarheid en dat hulle sal groei. En ek dink die kragtigste gebed is dit wat jy dan kan bid, is dat hulle regtig in God se wil sal lewe en 'n impak sal hê vir die koninkryk. En jy weet, jy wil ook die woord van die Here gebruik, soos Jesus die woord teen die vyand gebruik het. Om die woord te gebruik in jou gebed is ook kragtig, want dit is die woorde van die Here. So jy sal sien as jy dit gereeld doen en jy bid vir hulle en jy is lief vir hulle. So in die manier hoe jy hulle hanteer, kan hulle sien en beleef dat jy lief is vir hulle, dan gaan jy sien dat daar gaan resultate kom. En vir alles ons lewens oorgegee is aan die Here. Hy sê hy antwoord ons gebede as ons sy koninkryk eerste soek en ons soek sy wil eerste, ons is regtig oorgegee, dan sê hy sal al hierdie aardse goed vir ons gee, en want ons is instrumente in sy hande. Kyk bietjie wat sê Kolossense 1 vers 9, hoe bid Paulus hier vir die kerk. Dis nogal vir my treffend. Hy sê daarom dan van die dag wat ons dit gehoor het nou iets gehoor, dat die Gees in die mense werk, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil. En sien, jy bid dit vir jou kinders, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, wat die Here tevrede stel, né? Dis wat ons wil hê ons en ons kinders moet doen.
en om hom in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God, en deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang om geduldig in alles te volhard. So, dit gaan aan daai gebed, so jy kan daai gebede gebruik. Dit is 'n wonderlike ding. So, bid spesifiek vir jouself, begin by jouself en begin daai gebede ernstig vir jouself bid en bid vir jou gesin. Dan nommer 7 is om die woord gereeld te eet en dit saam te eet. Jesus het vir Satan gesê dat die mens sal nie van die brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom. En hy beklemtoon eintlik hoe baie het ons die woord nodig op 'n gereelde basis, sodat ons geestelik kan oorleef. Want jy weet, as jy geestelike kos inkry, dan groei jy, maar as jy geestelik verhonger, dan gaan jy mos nou agteruit gaan. Jy weet, ek is baie lief vir aardse brood, en as dit nou net nie was dat dit my 'n boep gee nie, jy weet, dan het ek dit net eintlik baie daarvan geëet. Ek hou ook ek hou vir verskillende soorte brood en dis regtig lekker. Maar gelukkig weet ek dat die woord van die Here gee nie vir jou 'n boep nie. Dit gee jou geestelike spiere. En daardie woord is ook natuurlik lewendig, nê? As die Heilige Gees met jou praat, dan maak hy God se woorde lewendig in jou, want dit is die waarheid. Ja, die woord van die Here is lewendig. En dit is eintlik verwysing na Jesus self toe. En dis 'n seën vir jou, so dit verander jou denker, dit help jou om uit te figure wat God se wil vir jou is. Jy gaan eintlik gesond word. En as jy gereeld ook dan woord eet, dan is daar iets wat jy met jou gesin kan deel. Jy weet, soos 'n voël uit hulle krop uit vir hulle kleintjies kos gee, so gee jy ook woord wat in jou lewe in plek gevind het en wat wortel geskiet het in jou hart en lewe begin bring het. Dit kom dan uit in jou hart. En dit is 'n stuk insig en 'n stuk woord wat die Here wil hê ons elke dag met ons gesinne moet deel. Hoor bietjie wat sê dit hier in Deuteronomium 6 vanaf vers 6. Dit is baie mooi en dit is, ek lees weer die Afrikaans 2020 vertaling. Hy sê, en hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op die pad is. So ek praat hier by die huis om die etenstafel en ek praat in die kar. My seun doen Bybelstudie saam in die kar, maatjies ry saam. En wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan, kan jy sien, dit is nie te veel om oor die woord te praat. Jy so heavenly minded, you know earthly good. Nee, hierdie klink vir my nogal gereeld. Hy sê eintlik, bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op die stadspoorte. Kyk, mense sê jy's bietjie te geestelik as jy dit doen. Nee, die woord sê en ek herinner jouself en jou gesin die hele tyd aan die waarheid. Hoekom? Daar's miljoene stemme daar buite en veral op sosiale media wat leuns verkondig aan jou en jou kinders. En hulle verkondig sulke halwe leuns, jy weet, wat dit net so maklik maak om te drink. Goed, so dit was nommer 7. Hoe bou jy hierdie geestelike gesin sterk op? Nommer 8 is om te belê in jou huwelik. Ek dink hierdie is 'n baie groot waarheid, dat die grootste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee, is om vir jou huweliksmaat lief te wees, regtig lief te wees vir hulle. En jy weet, lief behels dat jy getrou is aan hulle, dat jy vir hulle opofferings maak, dat jy mooi met hulle praat en mooi met hulle werk, dat jy konflik mooi hanteer. Nie dat jy perfek is nie, maar as jy foute maak, het jy regtig jammer sê en dit bedoel. Nie jammer nie, jammer nie, regte jammer. En al daai voordele gaan eintlik maak dat julle huisgesin emosioneel veilig word. Mamma en pappa is eintlik soos as hulle in 'n gelukkige verhouding is, dan vloei daai vreugde oor na die kinders toe. En dit veroorsaak 'n stelsel, 'n gesinsstelsel van liefde. Sisteemteorie sê in sielkunde dat een verandering wat jy in 'n stelsel bring, beïnvloed die hele stelsel. Soos jy dink aan 'n swembad, as jy kloor in die diepkant gooi, beïnvloed dit die vlakkant ook. En dis dieselfde hierso. Nou, dit is nie maklik om 'n lewe van liefde te leef nie. Dis iets wat die Here kronies met my praat. Maar die alternatief om 'n selfsugtige lewe te leef wat dan eintlik ander seermaak ten koste van
jy kry eintlik wat jy wil hê ten koste van hulle, so jy veroorsaak skade en oorlog oral waar jy gaan. Maar dis nog 'n moeiliker lewe om te lewe. Dit lyk dalk aanvanklik makliker, maar op die ou ende kos dit 'n baie hoë prys en dit is moeiliker, want as jy regtig liefhet, skakel jy baie nonsens en konflik uit. Ek sê dit vir my kliënte, ek sê as jy regtig leer om effektief te kommunikeer in die huwelik, gaan jy later so min dinge hê om oor te beklei. Baie mense gaan 'n oorlogie soek elders, maar want die goed gaan opgelos word op 'n redelike, op 'n baie makliker manier. Hoe doen jy dit? Jy moet jou huweliksmaat bestudeer. Jy hoef nie allerhande ander mense te bestudeer nie, net daai jy gee vir hulle jou volle toewyding, jou tyd, jou energie, jou fokus, jou aandag. En dit trek julle nader mekaar. So vir kinders is dit natuurlik 'n groot seën as twee mense wat nie perfek is nie, wat nog groei in hulle verhouding met die Here, regtig vir my werk aan hulle verhouding met mekaar. En dit wys eintlik vir hulle dat die evangelie eg is. Want is liefde wat regtig vir mense wys dat die Here is eg. Hy bestaan regtig en hulle kan dit in julle lewens sien. So dit is 'n belangrike ding. Die Here gaan natuurlik daarmee help, want dit is deur die Gees van die Here wat jy dit reg kry en deur jou hart oop te maak om te leer. Want ek moes 'n klomp goed en nog steeds leer vir hoe om kommunikeer, hoe om jammer te sê. Dis alles vaardighede wat 'n ou moet aanleer. Soos wat jy wil leer om 'n motor te kan bestuur, so moet jy vaardighede aanleer om 'n verhouding te kan bestuur, veral dan nou die huwelikseën. Hoor gou wat sê hy hier in Efesiërs 5 vers 33. Hy sê en 'n bietjie af van die vers, laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself liefhet. So dit neem aan dat mense eintlik hulle self van self lief. En laat die vrou haar man eerbiedig. So daar's 'n siklus wat hy daarvan praat. Gaan kyk gerus na die boek Love and Respect. Ek kan nou nie die outeurs onthou nie, maar hulle praat van daai siklus. Laat die man sy vrou, elkeen sy eie vrou lief hê en laat die vrou haar man eerbiedig. Dis 'n patroon. Nommer 9, lei jou kinders op. Jy weet om jou kinders op te lei is anders as om vir hulle opdragte te gee. So opleiding en opdragte is nie dieselfde nie. Want as jy opleiding gee, dan is dit eintlik iets wat jy besig is om te doen met jou kinders wat waar jy met jou kinders 1-op-1 werk, is jy eintlik besig om vir hulle te leer. Dink bietjie aan 'n rugby coach, ons noem dit nou maar die coach nie. Hy's iemand wat die span oplei. Hy's die afrigter van die span. So hy leer die span, hy wys vir hulle en hy lei hulle hoe om hierdie spel te speel. En dit is wat jy eintlik besig is om te doen. Jy leer en wys vir hulle hoe om 'n kind van die Here te wees, hoe om maniere te hê, hoe om 'n vrou te hanteer of 'n man te hanteer, hoe om konflik te hanteer, hoe om finansies te bestuur. Jy leer en lei hulle eintlik. So dis nie 'n raas en blaas en opdragte plek nie. Dis eerder, jy sit eerder jou afrigtershoed op. En natuurlik vra dit baie geduld, wat ek ook al baie mee gesukkel het, want jy gaan herhaaldelik deur 'n proses moet gaan om jou gesin te leer. Dis mos 'n op en af stryd. So ons kan baie keer moedeloos raak en het ek al by myself gedink, vat kinders regtig 6000 pogings om hierdie les te leer, jy weet? Maar dan vergeet ek self het dalk so 7000 pogings gehad. As jy net dink hoe sukkel ons om sekere lewenslesse te leer en waarmee ons nog self sukkel. En maar as jy vasbyt en jy stap hierdie pad saam met jou kinders, dan is dit eintlik 'n vorm van disippelskap, soos wat Jesus met sy volgelinge gehad het. Hy het mos nou 3 jaar pad wat hy stap saam met hulle en dink bietjie hoe die Heilige Gees met jou 'n pad stap. Dis 'n disippelskapspad, is maar 'n afrigtingspad ook, is dit nie? So ons is wel nie alleen met die ouerskaps poging nie. So God kom in en hy kom help ons om ons kinders te leer. En hy leer jou deur die woord en jy weet hy werk in jou kinders se lewens. Ek het gesien in ons eie kinders hoe hy vir hulle geleenthede skep en met hulle werk en mense op hulle pad stuur. En dat hy gebruik die liggaam van Christus ook in hulle lewens. So dis wonderlik. Jy kan vir jou kind alles leer wat jy weet en dan kan jy ook natuurlik vir ander Christene vra om te help. Hierdie het ek by Miller Kroukamp geleer dat jy kan by ander Christene gaan aanklop en vir hulle vra
luister, jy weet iets van houtwerk, kan jy vir my kind daarvan leer? Weet jy weet iets van motors, kan jy vir my kind dit wys? Ek weet niks van dit nie, of jy weet van rekenaar, kan jy vir hulle basies daai goed leer? Ek dink sulke goed is belangrik, om op die ou einde jou kind te help vorm. So jy hoef nie al die antwoorde te hê nie, daar's mense om jou wat kan help. Daar's 'n wonderlike vers weer eens in Spreuke. Die woord is so vol rykdom, nê. En kyk so 'n bietjie hier in Spreuke en dit is verniet, nê, hierdie rykdom. As jy rig die jong mens af, rig hom af, ooreenkomstig die pad wat hy moet loop. Selfs wanneer hy oud geword het, sal hy nie daarvan afwyk nie. Daar's 'n paar ouens wat sê dit beteken rig hom op volgens sy individuele pad soos wat hy gevorm is. So party is 'n Esau wat buite in die veld speel, party is 'n Jakob wat binne in die huis werk, rig hom af volgens sy individuele gawes en talente. Ek dink dit is ook wys. En rig hom ook af ooreenkomstig die pad wat hy moet loop, die pad van die Here, daai pad wat hy moet loop. En as jy hom vroeg weet, ons mos 'n boontjie buig. Nou, ons sal op 'n stadium kyk van wat nou as boontjies nie gebuig is nie. Dit doen ek veral in my tienerreeks. Daai kan julle op Sake van die Siel of Matters of the Soul se YouTube kanaal gaan kyk. Die laaste punt vir hoe om 'n geestelike sterk gesin te bou, 'n sterk geestelike gesin, is om mekaar te dien en saam ander mense te dien. So, want jy sien as jy 'n gesin is jy eintlik ook 'n span. En jy moet as gesin eintlik 'n sendingveld kry waar julle saam kan bedien. Dit is iets wat ek weer in my gesin wil vestig. Want ons elkeen het geestelike gawes en talente en vaardighede en ons kan dit uitleef buitentoe. Dit wys vir jou kinders die waarheid en die krag van die evangelie en dit skuif ook jou perspektief en hulle sin sodat hulle kan sien maar wat is werklik ewige waarde, want ons weet die woord sê moenie vir jou skatte op aarde bymekaar maak nie. Hierdie geld en huise en karre en beleggings wat ons hier bymekaar maak, dit bly hier. Hy sê maak dis nie dat dit sleg of verkeerd is nie. Hy sê maar sit dit as jou eerste prioriteit om hemelse skatte bymekaar te maak. So jy moet jou gesin daarop rig om te sê hoe kan ons ander mense dien? Hoe kan ons daai wil van God uitleef om die evangelie uit te leef? So ons as gesin het korttermyn uitreik Mosambiek toegeneem. En dis nou nog vir ons kinders 'n herinnering. Ons het ook ander gesinne waarna toe ons uitreik, minder bevoorregtes. So die wêreld kort die boodskap en die liefde van Jesus Christus. Julle weet dat die evangelie is 'n desperate situasie. En jou gesin kan iets doen om 'n verskil te maak. Jy kan natuurlik vir die Here gaan vra om vir jou te lei en te wys hoe dit kan gebeur. Partykeer is dit reg in jou eie omgewing, rondom jou. Partykeer is dit 'n ver land soos Thailand waar vriende van ons heen gegaan het, Thailand toe. So in hierdie proses gaan jou gesin ook nou weer ontdek, dit is baie lekkerder om te gee as om te ontvang. En eintlik gehoorsaam hulle die Here se opdrag om hê mekaar lief en gaan dan heen en gaan vertel, maak disippels van alle nasies. Is dit nie wonderlik nie? So in die woord is daar weer 'n wonderlike vers wat ek met jou hieroor wil deel en dit is Galasiërs 5 vers 13 tot 14. Hoor jy, hy sê julle broers is tog tot vryheid geroep. Moenie net nie julle vryheid misbruik sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. So hy sê moenie net vir jouself lewe nie. En jou vryheid wat jy in Christus gebruik het nou net om jouself te bevredig. Hy sê dien mekaar in liefde, want die hele wet word vervul in daai een opdrag. So julle, dit is 10 dinge wat jy kan doen om jou gesin geestelike sterker gesin te maak. Ons het op ons YouTube kanaal Matters of the Soul, Sake van die Siel, het ons amper 400 video's wat verskeie reekse behels. Daar's reekse oor trauma, oor egskeiding, oor die huwelik, daar's reekse oor hoe om jammer te sê, hoe om verhouding te bou, hoe om van substansmisbruik soos alkohol en dwelms los te kom. Daar's oor enige ding en elke ding, depressie, angs, bekommernis. So gaan kyk gerus op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook. Maar kyk ook op ons webtuistes, daar's baie artikels. Dit sal baie lekker wees as jy aanteken ook daar en selfs ons e-pos stuur. Mag die Here jou seën. En as jy wil bydra tot hierdie bediening, gaan kyk op ons webtuiste oor hoe jy betrokke kan raak. Ons bied ook artikel 18A sertifikate. Die Here seën vir jou.
Tot 'n volgende keer.